Goeienaand en welkom by ons besinning oor hoe God die natuur gebruik om hom en sy wil aan ons bekend te maak. Vanaand staan ons stil by die slang. Ons vind Israel in sy swerftog hier aan die einde van die 40 jaar op 'n frustrerende punt in Numeri 21. Omdat die koning van Edom geweier het dat die volk deur die land trek, moes die volk eers weer terugdraai rigting Rietsee. Hulle word ongeduldig en moedeloos. 'n Gevoel wat ons ook goed ken as ons lewenspad anders en soms langer anders loop as wat ons graag wil. Die volk word moeg verwag, moeg vir die pad, moeg vir die manna. Hulle spreek hulle frustrasies teenoor Moses en die Here uit. Vers 5. Waarom het U ons uit Egipte laat trek, net om in die woestyn te sterf? Hier is nie brood en water nie. Ons is sat vir hierdie kos. Paulus sal later in 1 Korintiërs 10 kommentaar lewer op hierdie gebeure en oordeel dan dat die volk die Here hiermee uitgetart het. God wat in beheer van die natuur is, gebruik gevolglik slange om die volk te tug. Nie dat die slange nou uit die niet verskyn nie, hulle was maar altyd daar. Maar die Here het tot nou toe, as ons Deuteronomium 8 lees, die volk teen skorpioene en slange bewaar. Maar nou wys hy wat gebeur wanneer hy sy beskermende hand onttrek. Die gevolge is dodelik. Baie sterf. Die slang het dwars deur die Bybel simboliese betekenis van die bose en die vernietigende werk en die gevolg op die mens. Reeds in die paradys kom die duiwel in die gedaante van 'n slang met die bedoeling om die mens van God af weg te trek. Die slang dui op listigheid, bedrieglikheid, sluwheid. Hier word die slang fisies gebruik as 'n plaag om Israel te tug. En die tugtiging van die Here het die gewenste uitwerking. Numeri 21 vers 7. Toe kom die volk na Moses toe en bely: Ons het teen die Here en teen U gesondig met wat ons gesê het. Bid tog tot die Here dat hy die slange van ons sal wegneem. Moses het toe vir die volk gebid. Die Here straf nie bloot uit woede nie, maar hy tugtig om te genees. Daarom gee hy die vreemde opdrag as antwoord op die gebed: Maak 'n beeld van 'n giftige slang en sit dit op 'n paal. Elkeen wat gepik is en daarna opkyk, sal lewe. Die opkyk na die beeld wat genesing bring, vereis 'n geloofsdaad van die Israeliete. 'n Geloofsdaad nie in die afbeelding van die slang self nie, dit was immers 'n heidense gebruike, maar geloof in 'n teken van vertroue op die Here. Hierdie beeld van die slang sou vir Israel 'n herinnering wees van hulle ongehoorsaamheid en hulle opstand teen die Here. Dis nie die beeld wat red nie, dis die beeld wat herinner aan dieselfde opstand en ongehoorsaamheid wat van die paradys afkom. En tog, omdat verlossing selfs in die Ou Testament alles alreeds te maak het met die verlossing wat sou kom, word hierdie teken van 'n slang op 'n paal ook 'n heenwysing na Jesus wat aan die kruis sou sterf. Jesus pas dit self op hom toe, Johannes 3 vers 14. Moses het die slang in die woestyn hoog op 'n paal gesit, so moet die seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat in hom glo, die ewige lewe kan hê. Die slang, simbool van sonde en ongehoorsaamheid. Dit herinner ons om in die geloof op te kyk na die enigste een, wat volkome genesing en verlossing aan die kruis sou bring. Dis hy wat ook beloof, die wat in my glo, sal nie verlore gaan nie, maar sal die ewige lewe hê. Goeienaand.